wens vir julle, ek het dit van almal gedoen, maar ek wens vir jou ook elkeen baie besonderse en geseënde 2015 toe. As groot uitdagings en baie dinge om te doen, dan mag jy ook geïnspireerd wees deur die krag van die Heilige Gees en mag die Here vir jou wonderlike nuwe geleenthede skep ook vir die jaar wat voor lê. En ook vir julle in die moederskamer, waar is al die kinders? Ek sien die kinders sit nou doen. Die begin 'n nuwe bediening aan die kinders vandag. En ek wil regtig sommer julle vra dat julle daarvoor moet bid. Nie net dit moet ondersteun of so nie, maar bid 'n bietjie daarvoor dat ons kinders die Here Jesus hier kan leer ken. En dat hulle ook hier sal leer dien en hom ook in ons sal kan raak sien. Dis 'n geweldige verantwoordelikheid, maar ek dink ons almal het daar reeds vir die Here gesê, ja, ons sal dit tot eer van sy naam doen. Nou ja, liefdes, ons het 'n paar hartseer dinge wat ons ook vanoggend met mekaar wil deel. Ek dink kyk of Stefanie dalk vanoggend hier is. Nee, Stefanie van die Heerde, ek wil julle vra dat julle asseblief vir haar en haar kinders, Michelle en Stefan, maar ook dan hulle skoonseun Wayne moet bid. Dit was 'n skokkende oggend gister, en ek dink julle was almal geskok toe ons vir julle laat weet het dat Gerard van Heerde, die bestuurder van die oord, gisteroggend aan 'n hartaanval oorlede is. Hy en 7 ander ouens het vroegoggend 'n roete gaan ry daar naby Klokkelaan. Soos wat ek het verstaan, is dit juis om 'n roete uit te lê vir 'n bepaalde padstal daar naby Klokkelaan. En toe die groep by die uitpunt kom hulle agter, maar Gerard is skielik nie by hulle nie. En toe het hulle hom gaan soek, en dit het nogal 'n tyd geneem, want hy het aan die verkeerde kant van die pad, by Moesduister geword het, en van die verkeerde kant na die verkeerde kant van die pad afgewyk, en toe tussen die bome en die pragtige groen gras, het hulle vir Gerard daar op sy knieë gekry, met sy hand op sy bors, waar hy dan oorlede is. Geen begrafnisreëlings of enigiets is nog getref nie, maar ons sal glo Berry, ons sal deur die SFG's maar vir die land goed dat weet. Maar ek wil sommer net vir julle vra, met al die liefde en die wonderlike groot mate van liefde wat daar in julle harte is, omdat die Here Jesus in julle harte is, dat ons op 'n manier sal uitreik, ook na Stefanie en die hele gesin. Maar ek wil ook vra dat julle moet bid vir ons administratiewe personeel, vir wie Gerard baie beteken het. Jolie, wat ons almal nog ken, sê gister, want sy was verskriklik hartseer toe sê sy, hy was vir my soos my pa. Hy was nader aan my as wat my pa is. So dis 'n klomp verliese wat gelei word en baie seer en baie pyn wat eintlik onder ons afspeel. Dan wil ek ook so vra dat julle asseblief sal bid vir Julie, ons sekretaresse se man Fanie. Hy is met hartversaking in die kliniek opgeneem. Daar's 'n bepaalde meting brand. Ek weet nie wat is 200 en wat is 800 nie, maar dit wat 200 moet wees by sy hart is 800. So dit is 'n aanduiding van hoe siek hy is. So dat julle ook vir Julie sal ondersteun en vir haar ook sal bid. Maar ons het ook goeie nuus. Ek wil sommer net 'n bietjie kyk, is al vandag al graad eentjies in die kerk, maar ek het 'n vermoede, hulle sit al deur aan die kant. Ons sal maar kyk of ons hulle volgende week in die hande kan kry. Graad 8, steek dit op ons bietjie aan op, want die marteling begin Woensdag. Daar sê, ek moes al vir julle vertel, toe my vrou een van ons seentjies gaan haal, so na 2 dae by die skool, hulle tweede dag in graad 1, toe hulle so gaan oplaai vir hom en 'n maatjie van hom, toe vra ek dan vir Petrus, en hoe was dit? Hy sê, yes, maar dit is great. En die ander seentjie sê, hy sê, wat? Van môre af gaan ons sal. Die baie sterkte met die skole en die dinge. En wie is 'n matriek hierdie jaar? Is jy matriek? Dan sê jy roep. Nou maar sterkte, lyk vir jy is die enigste hier rond, hoor. Maar ek wil vir jou sê baie sterkte, dan wil ek ook graag vir die ouers wat hier sit, wie se kinders vir hierdie jaar matriek geskryf het, geluk sê. Dit lyk vir dat dit regtig goed gegaan met ons matrikulante wat ook in ons gemeente is. So ons is ook baie dankbaar. So roep, sterkte en vaste. Moenie dat jou ma matriek skryf, jy skryf dit alleen. Elna, minder mooi. Goed, dan wil ek ook net vir julle sê, ons moet ook met mekaar goed praat oor Saterdag die 24ste Januarie. Kom ons sê dit vir mekaar. Die Here gee vir 'n mens gawes, hy gee vir jou insig.
En as jy vandag hier sit met die bewustheid daarvan dat die Here vir jou 'n profetiese gawe gegee het, en ek kan 'n klomp ander ook noem, en hy wil vir jou gebruik om hierdie gemeente in die rigting te vat na waarheen hy ons wil neem, dan mag jy die volgende Saterdag die 24 Januarie by die huis bly. So ons wil u as lidmate uitnooi en sê 24 Januarie, so 4:15 hier, gaan ons strategiese beplanning doen, wat natuurlik alle fasette gaan behels, en ons gaan eendag daarmee klaar wees. So dis vinnig, is toegespits, en ons wil hoor, wat lê die Here in jou hart? Wat is daar wat hierdie gemeente moet hoor, en wat is daar wat ons moet doen? So, ek nooi die regtig uit daarna, en dan kan ek maar op die afkondigings kyk. Daar is ook 'n terugvoersessie van die Israel toer wat ek gehad het, daar by Sondag die 1 Februarie, en ek wil graag vir julle weet, ek nooi die van julle wat ek kan bywoon die middag, Sondagmiddag 1 Februarie, 5:00 die middag, gaan ek weer vir julle 'n terugvoer gee, en ek gaan ook dan vir inligting gee oor 'n toer wat wel hierdie jaar plaasvind, of ons daarvan gaan deel is, dit die Here self bevestig. So baie dankie. Ek dink dit is 'n mondvol. Kom ons raak stil, net soos wat jy sit. Kom ons kry net ons gedagtes agter mekaar, kom ons fokus net op die Here, en dan begin ons dit in sy naam. Kom ons maak ons oop. Dis lekker om hier te wees, dis heerlik om by die Here te wees. So kom ons maak ons oop toe en ons raak net stil. Vader, U het deur die engele op die regte dag en op die regte tyd U engele na hierdie aarde toe gestuur, en U het deur die engele aangekondig dat daar vandag die verlosser gebore is. Dat daar die verlosser gebore gaan word, of gebore is, omdat U 'n welbehaag in mense het. Vader, U hart is so anders as die hart van die wêreld. U hart is sag, U hart is genadig, U hart is vergewensgesind, U hart is oop en vol liefde vir die mens op hierdie aarde. Daarom het U Seun Jesus Christus gestuur om aan te kondig vrede vir julle. En ons wil vanoggend dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wil ons dit vanoggend hier ontvang. Hier in die begin van 2015 wil ons daardie vrede wat Jesus en die engele kom aankondig het, wil ons ontvang met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons krag, wat ons indrink, Here, en wil ons dit ons eie maak. Daarom vra ek nou dat U hierdie gemeente, elkeen oud en jong, klein en groot, dat U, Here, vir ons sal seën. As U dan vir ons sê, genade en vrede vir julle. As U vir ons U barmhartigheid aanbied, U liefde kom aanbied, en as U die seën ook vandag oor ons uitstort. Here, seën ons asseblief, want U weet wat in ons harte aangaan, U weet wat in die wêreld aangaan, U weet wat rondom ons aangaan. U ken ons omgewing van seer en van pyn en van verlies, maar ook van vreugde en uitbundigheid. Seën ons nou, Here. Seën ons in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En eers gemeente antwoord. Amen. Kom ons staan en dan loof ons die Here. Amen.
geskryf staan, loof die Here, want hy is goed. En as ek dit lees, dan dink ek wil die Here vir jou in jou eie lewe laat dink oor hoekom sê mense dit? Die Here is goed. Waarom dink jy? In watter vorm of in watter situasie is die Here vir jou goed? Alles ons dink aan die Kerstyd en die feestyd en al die mooi dinge wat ons kon beleef. Hoe goed is die Here vir jou? Hy sê, 'n mens moet sê, jy moet bely, loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En dan sê hy weer, hy sê, Israel moet getuig. Israel is nie noodwendig nou meer die Israel wat toe binne 'n sekere landstreek woon nie, maar dis die nuwe volk van God. Israel wat beteken die volk van God. En as jy as volk van God dit nie gaan uitroep nie, gaan die wêreld dit doen. En waarom dink jy dan stil? Ons moet kan sê, aan die liefde van die Here is daar geen einde nie. Hy sê, Israel moet dit uitroep. Jy moet dit uitroep en getuig. Luister mooi. Hy sê, die huis van Aaron moet getuig. Die priestershuis. Die kerk van die Here Jesus Christus, selfs in die Nuwe Testament. Jy en ek moet kan uitroep en sê, aan die liefde van die Here is daar geen einde nie. En hier het so. As jy daarvan oortuig, vloei dit in jou binneste uit. En dan sê hy, die wat die Here dien, moet getuig. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Wonderlik nie. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Nou wil ek vir julle vra, om die psalm wat ons nou kan sing, absoluut met gevoel te sing. Vers 1 is 'n ou psalm, maar is 'n bekende woord. Kyk bietjie wat sê. En ons gaan dit nie verras nie. Ons gaan dit mediterend sê. Ek het U baie lief, o Heer, my rots, my sterkte, my verweer. Hy verweer beteken, my rots, my sterkte, my beskerming. Hy sê, U is my vesting, ekskuus nog, sterk gebou, waar ek my veilig skuil kan hou. Maak ons kyk die volgende woord. My skild, U sal verlos en red, as ek o Heer U nodig het. Wanneer die vyand my bespot, roep ek, en U verlos my God. Kom, ons sing net daai vers 1, op die program staan sê vers 1, 5 en weer 1, kom ons sing daai vers 1, mediteer, en ons sê dit, jy sê dit, nie ek nie, ook nie ons nie, jy sê dit, en dan sê ons dit, ek het U hartlik lief, o Heer, ek het U baie lief, o Heer, U is my rots, my sterk. Kom ons doen dit, daarna is daar nog 'n lied, dan kom ons sing dit saam, mediterend, nadenkend, diep in jou hart, in egtheid vir die Here. Jy het agtergekom dat ons in interessante tye lewe nie. Jy het agtergekom dat jy in die teleskoop van die vyand begin inbeweeg. Jy het agtergekom dat daar radikale geloofsgroepe in die wêreld is wat sy geweer op jou begin instel en wat Christene vervolg en doodmaak. Kom ek vra jou om vanoggend nie bang te wees om voor die loop van
daardie geweer met blind oë en met 'n oop, bruisende hart jou geloof in God die Vader en in Jesus Christus en in die Heilige Gees te kom bely. Ek wil jou vra om deur die krag van die Gees vanoggend saam hardop te sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die ewige opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Cherie, jy gaan donderdag Israel toe vlieg. Die Here het vir jou geroep om daar by die pediatriese kongres in Jerusalem 'n getuie vir Jesus Christus te word. Mag jy hierdie geloofsbelijdenis en die krag van die Gees wat vandag inwerk in ons, mag jy dit saam met jou neem en dit self beleef. Want donderdag die 22ste, 5:00 die middag, staan Sharif voor Jood Mohammedan by 'n kongres wat handel oor Down-syndroom kinders. En sy gaan vertel wat Jesus Christus vir haar gedoen het. Daarom wil ek jou vra, geliefdes, kom ons sing hierdie volgende lied, wat sê, Blessed Assurance, Jesus is mine. Ons sing die eerste en die derde vers in Engels, terwyl ook van ons Engelse medegelowiges, en die tweede vers is Afrikaans. Kom ons sing dit saam met Cherie, en saam met elkeen wat hier is, Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh,
'n snaakse vraag vra. Nou terwyl ons gesing het. Wie van julle het 'n bruisende behoefte ontvang van die Here? Om ook te kom help met hierdie faset van hierdie gemeente se lewe. Wie van julle terwyl jy gesing gevoel, ek sal voorkom staan en ek sal kom help. Kom net 'n bietjie hoor. Kon nou nie bang wees nie. Jy weet die Heilige Gees het 'n manier om jou hart te vat. En hy het 'n manier om jou in jou broek te trek en te sê, kom aan, daar sit Onfanies, kom aan. Ek kan dit nou getuig in alle eerlikheid. Ek as dan 'n 4 was, tydens 'n Pinksterweek, was Onfanies kom aan ons predikant. Ek was as dan 'n 4 sien. En by een van daardie Pinksterreeks het ek gevoel dat my broek begin bewe. Want ek het besef, ek moet nou in hierdie kerk opstaan en bid, en daai tyd het kinders nie gebid nie, hulle is net gesien en nie gehoor het. Nou hoor ons julle, maar sien julle nie. Dat ek net eenvoudig op daardie fase, dit moes al seker hier by my Junie maand gewees het, was nog winter op. En ek kan dit vir jy sê, daar het ek opgestaan. Want ek het geweet, ek kan nie meer sit nie. Alles ek is dan in 4, en lyk nie. En daai aand het ek my lewe vir die Here dan antwoord gegee, hoewel ek weet ek nou vanaf kan nie. En daardie aand het die Here my roep van my bevestig. En as jy my toelaat, spring ek nog net so oor daarmee. Nou weet ek, as 'n mens lekker sing, en die Gees van die Here werk met jou, dan wil ek vir jou vra, moenie dat die Gees van die Here gedemp word in jou lewe nie. En moet ook nie verder bang wees. Staan op, en kom sê vir Mariaan, ek is hier, want ek wil die Here kom dien. Al draak dit die klank toerusting aan. Kom, Mattheus 4. Ons gaan lees van vers 1 tot 11, maar ek gaan so 'n bietjie teruglees ook daar in stuk 3. Mense, ons gaan vandag 'n baie bekende gedeelte hanteer, maar jy moet saam met my luister, want dis 'n ander faset, dis 'n verstommende faset hierby betrokke. So kom ons kyk, wat doen die Here met ons vanoggend? Die tema is, die boodskap is 2015, 'n jaar van versoeking of oorwinning. 'n jaar van versoekings of oorwinning. Kom ek bid saam met julle. Dierbare Here, hier sit ons vandag met u woord openlik voor ons en dan geopen voor ons. Hier sit ons dit en ons kry dit in ons eie taal, in ons eie idiom. En ons sit hier met 'n boek waarin daar onberekenbare moeite mee gemaak word om dit korrek te vertaal en om by die essensie van die woord van God uit te kom en om dit vir ons verstaanbaar te maak, sodat ons deur hierdie woord en die krag van hierdie woord gered kan word, want Jesus Christus is die woord wat lewe gee, die woord wat red. So Here, ons sit vandag maar net hier omdat ons kerk toe gekom het nie. Ons is hier om u te ontmoet en ons ontmoet u deur 'n klomp dinge, maar ook dan deur die woord vandag. En nou bid ons. Here Jesus, open hierdie woord. Ontsluit dit vir elkeen van ons. Ons vra dit ter wille van die verlossing van die mens, maar ook ter wille van u eer. Amen. Gee vir ons daar die eerste prent. Julle het al hierdie foto gesien, ek het dit geneem, net bokant Jericho. Bokant beteken letterlik bokant Jericho. Ons was toe in kabelkarretjies op pad na waar toe? Na die berg van versoeking. The mountain of temptation. En dit wat ek nou vir jou gaan lees, het dan volgens oorlewing in hierdie berge, in hierdie woestyn plaasgevind. Want dit wat jy daar sien, is nie baie ver van Jericho af, as jy so van die Jordaanrivier af. En dis by die Jordaanrivier waar Jesus Christus gedoop is. En direk daarna is hy geneem deur die Gees van God na hierdie woestyn om vir 40 dae daar in afsondering te wees. As jy bietjie daar kolletjies sien, dan is dit maar dat dit die dag gereën en dis maar die reendruppels teen die kabelkarretjies se venster. Kom ek lees nou vir jou daarvan vers 13. 3 vers 13.
3 vers 30. Matteus 3 vers 30. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe. Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eers het die hemel bokant hom oopgegaan en het die Gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op hom kom. Dis fenomenaal. Hierdie stukkie sou nie geskryf gestaan het as daai wonderwerk nie gebeur het, want dalk was dit maar net nog 'n doop. Maar dit was nie net nog 'n doop nie. Hier kom die duif en uit die hemel uit daal dit op Jesus neer. En dan staan hy. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Aangrypend oomblik net. Ek dink ons kan ons indink. Lees verder saam. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie. En naderhand het hy honger geword. Die versoeker, of dan diabolos, Satan, aanklaer, verleier, die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as jy die seun van God is, spring af. Daar staan ons geskrywe, nogal die duiwel ken die Bybel. Hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal staan. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee. Onderstreep die volgende woorde, as u neerval en my aanbid. Die Here jou God, hy is dan antwoord die Here Jesus, maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Tot sover. Kom ons kyk weer na die voet. Jy moet weet, dat dit wat met die Jesus Christus by die Jordaanrivier gebeur het, dat dit 'n baie belangrike moment in sy lewe was. En dit wat daarna gebeur het, net so belangrik. En wat ons verstaan daaruit is dat die Here Jesus, nadat hy hierdie hoogtepunt beleef het, neem die Gees van die Here vir hom vir 40 dae in afsondering in 'n woestyn toestand. Omdat hy daar in afsondering, terwyl hy vas en bid, met sy Vader gemeenskap kan hê, kontak kan hê. Sodat hy met die bediening wat van toe af vir hom voorlê, gereed kan wees, ingestel kan wees, insig kan hê in dit wat met hom gaan gebeur. Want die pad wat vir hom voorlê, was menslik gesproke eintlik ondenkbaar. So in daardie woestyn, iewers daar, en as jy daar kom, sal jy dit ook beleef, iewers daar, was die mag van die lig en die mag van die duisternis direk met mekaar in kontak. Iewers daar het dit gebeur dat die Satan die vrymoedigheid neem
jou en my verlossing te kom versoek. En wat interessant is, dat hy ook soos by die eerste Adam, hier in die begin van die skepping, hom probeer verlei met kos. Probeer hy hom in 'n versoeking stel, net as die Here Jesus op sy, wat is die Afrikaans vir vulnerable, net as hy vulnerable is, net wanneer hy kwesbaar is, baie dankie. Op sy kwesbaarste 39 jaar, 39 dae, kom die Satan en hy sê vir die Here Jesus, wat is jou probleem? As jy die seun van God is, sê vir die klippe, hulle moet brood word. Kyk hoe subtiel doen hy dit. Dieselfde triek doen hy met Eva, dieselfde triek probeer hy met die Bybelse figure en met jou en met my. As jy die seun van God is, hoekom sê hy dit? Daar staan so pas by die Jordaanrivier gesê, dit is my geliefde seun, luister na hom, Satan kom maar hy sê, as jy die seun van God is, bedoelende op 'n baie subtiele en uitlokkende manier, wil hy hê die Here Jesus moet nou sy mag kom demonstreer. Want weet jy, ons is ons maar so, dat wanneer iemand jou juist uitdaag, of jou juist bevraagteken, of juist oor jou wonder, dan wil jy daardie persoon juist wys. En nou kom en hy sê, as jy die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Iemand sê, dit is om vir die Here Jesus uit te daag, sodat hy sy mag kan gebruik, sy mag ten toon kan stel. Terwille van wie? Terwille van sy eie voordeel. Terwille van sy eie naam, sy eie beeld. Maar kom ons kyk op die skerm wat antwoord die Here Jesus. En manne, vroue, hier moet ek het jy reg luister. Daar staan, die Here Jesus antwoord hom, uit Deuteronomium 8, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. In Engels, man cannot live on bread alone, but needs every word that God speaks. Ek wil vir jou vra, voor ek nou aangaan, dink net bietjie daaraan. Dink net bietjie daaraan. Wat is besig om hier te gebeur? Ek dink die Satan ontmasker homself as iemand baie selfsugtig. Want hy kom en hy moedig die Here Jesus aan om ook dan soos hy selfsugtig te wees. Om vir daardie oomblik net aan homself te dink en net te doen wat hom sou pas en wat vir hom 'n voordeel sou inhou. Die Satan probeer dat die Here Jesus nou op hierdie stadium na hom luister, sodat hy reeds 'n greep op die Here Jesus kan hê en hy juist dan sterker as die Here Jesus is. Want hy het die seun van God, het hy gemanipuleer. Hy het hom in sy mag gekry, hy het hom beïnvloed. Nou geliefdes, kom ons sê vir mekaar, ons almal het mag. Daar waar jy vandag sit, kan jy vandag besluit om sekere, jy kan vandag sekere besluite neem. Al is jy 'n tiener, al is jy 'n klein seentjie of 'n klein dogtertjie, of al is jy al bejaard, jy kan vandag sekere besluite neem. Jy het die mag daartoe. En jy kan volgens daardie besluite lewe. Jy het die vryheid. God het ons so gemaak. Hy het ons gemaak as redelik sedelike wesens wat 'n vryheid het om te kan kies. So daarom kan jy vandag kies om niks meer met God te doen en te wil hê nie. Kan jy vandag kies en 'n standpunt inneem deur te sê, die wêreld moet liewer godsdienstvry word, want godsdienst bring net moeilikheid in die wêreld. Dis mos die refrein wat 'n mens hoor in koerante en op die webblaaie waar ons kinders rondloop en ronddwaal en gaan kyk. Haal die godsdienst uit die samelewing uit, dan is ons vry, dan het ons nie meer moeilikheid nie. Dan het ons nie met magte van die lig en duisternis en moslems en wie ook al te doen nie. Jy het die reg daartoe. Jy kan so besluit neem.
geliefdes, hoe meer 'n mens dit sien, hoe meer besef 'n mens hoe integraal deel van die wêreld, deel van die skepping, deel van jou en my DNA is die Here, is godsdiens. Dis hoekom hier binne hierdie situasie van die Satan en die Here Jesus Christus, sien 'n mens dat die Satan die Here Jesus kom uitdaag en kom verlei om 'n verkeerde besluit te neem. En 'n besluit te neem sodat hy hom, luister mooi, daarvoor kan vermy. Dit is net wat mooi hoor. Die Satan, die duiwel, 'n mens se vlees is baie subtiel. Hy verlei jou en dan verwyder hy jou. Ja, dit. Die Satan sal jou verlei om iets verkeerd te doen en hy is die een wat jou op die einde van die dag verwyd en wat jou op die einde van die dag beskuldig. Dis hoe hy speel met ons. Maar kom ons kom terug by wat Jesus antwoord. En dit raak jou en myne. 2015 is die jaar van versoekings of oorwinnings. Kom ons toets onsself. Waarvan leef jy? Waarvan leef jy? Wat is dit wat my bly kiek? Wat is dit wat my bly kiek? Wat is dit wat my motiveer vir die lewe? In die vorm van brood is dit heel moontlik materiële dinge, stoffelike dinge. Is die sogenaamde oorlewing in die wêreld, is dit dalk so geweldig sterk dat ek inderdaad nie by die tweede gedeelte uitkom nie. Die Here Jesus sê nie vir ons in hierdie woord dat brood nie belangrik is nie. Hy sê maar 'n mens kan nie net van brood alleen leef nie. En nie een van ons mag in hierdie jaar net vir onsself of vir die materiële lewe nie. Daarom sê die Here Jesus, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Ek bid vandag vir myself en ook vir u. En julle moet dit vir my ook bid. En julle moet dit vir mekaar ook bid. Dat daar 'n hongerte by ons ontstaan vir die woord van die Here. Mense, hier lê nie moeilik, hier lê nie maklike tye voor nie. Ek praat nie van die ekonomie. Maar dis geestelik 'n baie moeilike tyd wat voor lê. En jy het die keuse of jy vir die versoeking gaan val om net vir brood te leef en of jy die oorwinning gaan behaal om ook te leef van die woord van God. Ons is dikwels arm en bankrot, want ek het niks van God in my nie. Ek het niks van sy woord in my nie. Ek dra niks aan op my rond wat ewig waarde het nie. Ons sê dit vir mekaar. Jesus sê vir die Satan, 'n mens kan nie van brood leef nie. Maar hy sê dit ook vir jou en vir my vandag. 'n Mens moet leef van elke woord wat uit die mond van God kom. En kan ek vir jou sê, ek het vir jou 'n brief geskryf, ek gaan dit nog ontvang. In Februarie en in Maart het ons 'n reeks met die titel Jesus sê wat. Al die omgegroepe gaan dit al doen. Elke individu kry 'n boek, of elke huisgesin kry 'n boek, waar jy dit individueel gaan doen, dag vir dag, en dan is daar groepstudies. En ek gaan elke Sondag weer daaroor preek, en ek gaan vir die vrae of my vrae te SMS, as jy in die week iets raak lees wat jy nie verstaan nie, of iets wat vir jou iets beteken het, maar ek wil nou vandag vir jou sê, die persoon wat daardie reeks geskryf het, sê, ek weet so, ek het dit nooit gehoor nie. Want as 9 waar die Here nie doen, wat gaan mense gaan spaar? Iemand sê, ek weet so, dit nooit gehoor. Dit gaan vir ons 'n wonderlike avontuur wees. Dit gaan 'n groeigeleentheid wees. Dit gaan 'n indruk wees van God se woord. En ek het in die brief vir jou geskryf, ek kan nie dink jy dink daaraan om dit te mis nie. Maar die derde, die vierde, die tweede, die derde, die vierde
sê, kom, staan nader, ons kan nie net van brood leef nie. Jesus sê, ons moet leef van die woord van God. 'n tweede ding. Is nog 'n versoek. Die Sabbat, hoe dit ook al gewerk het, maak nie nou saak. Maar hy vat die Here Jesus na die hoogste punt van die tempel. Hoe hoog dit was, maak nie saak. En hy sê vir die Here Jesus, hy quoteer in die Bybel en hy sê vir hom, as jy die seun van God is, spring van hierdie toring af. Want die engele van God sê jy mos kom optel en jy sê jou voet nie stamp nie. Niks sal met jou verkeerd gebeur nie. Doen dit. Wat doen hy? Hy daag die Here Jesus uit. Hy sê vir hom, jy het gesê jy is die seun van God. Jou vader het daar onder in die Jordaanrivier vir jou gesê. Maar ek sê jou vandag, as jy dit dan is, sê die klippe moet brood word. Maar as jy dit dan is, kom ek daag jou uit. Spring 'n bietjie van die toring af. Hoekom? Want daar was ook 'n profetiese tradisie gewees wat gesê het dat as die Messias kom, dan sal hy op die toring van die waar ook al op hierdie tempel staan en mense sal hom ook op so 'n manier sien. Nou sê ek hom, spring sommer nou af. Want as jy dan niks oorkom, jy sal die hele land en die hele wêreld weet dat jy die Messias is. Jy moet saam met my doen. Wat hoor 'n mens? Wat sê die Gees van God vir 'n mens uit so 'n woord? Wat het daaruit gehoor, geliefdes? En kom ons sê dit vir mekaar. As jy en ek God in alles volg, dan moet jy van die start af met al jou planne en al jou probleme en wat ook al, moet jy van die begin af God daarin ken. Hier is 'n klomp sake wat gedoen moet word. Daar's 'n klomp dinge wat hanteer moet word. Maar ek hoor iets van Jesus Christus se kant af dat hy sê, moenie God in versoeking lei nie. Do not, Johan, daar in Engels, do not put the Lord your God to test. Weet jy, iemand skryf en hy sê, ons het 'n manier om die grense aan mekaar te skuif. Ons kyk hoe ver kan ons dit van die Here afrek. Ons kyk dikwels, hoe lank kan ek en hoe ver kan ek van God af leef en hy nog steeds sy kant bring. Ons kyk soms dat as ek dit nou waag, dan sal alles regwerk, want die Here moet ingryp. Weet jy wat? Selfs met ons verlossing. Selfs met ons verlossing is daar 'n persepsie dat God net genadig is. Ek kan maar ver van hom af leef. Ek kan maar net so nou en dan op sy nommer druk. Ek kan net so nou en dan 'n bietjie kom nader staan en ek is gered. Liefdes. Hoor dit vandag. Moenie God in beproewing bring nie. Moet hom nie op die proef stel nie. Dis nie ons met God werk nie. Daarom kan ons vandag van mekaar net aanmoedig in sy naam en sê, ken hom van die begin af in alles wat jy doen. Laat hy jou lei, laat hy jou oortuig en vertrou hom dan vir wat hy wil doen. In plaas daarvan om jou eie ding te doen en God met respek met jou verworstel opbring. Kyk die derde. Satan kom by hom en hy sê vir hom, ons kyk na daai woord. Satan kom by hom en hy sê vir hom dat kyk 'n bietjie hoe lyk die wêreld. Ek het met daai foto en ek so 'n foto van Jerusalem vir julle gewys wat daar van Olyfberg afgeneem is. Jy sê vir die Here Jesus, kan jy net by jouself dink net 'n bietjie by jouself. Hy is nie die eienaar van die plek nie. Hy is nie die eienaar van die wêreld nie. Hy sê al wat in die hemel uitgeskop is, saam met 'n paar ander engele. Hy is glad nie die eienaar nie, maar hy reken dat hy die kaarte transport het. Hy kan net die eiendom afstaan. Hy kan dit aan die Here Jesus bemark. Hy kan dit aan hom verkoop. Maar hy is nie die eienaar nie. En hy kom met die valse woorde deur vir hom te sê, as jy vandag voor my buig en kniel, dan gee ek jou alles wat jy kan sien. Ek gee jou al die koninkryke van die wêreld. Die Here Jesus antwoord hom, kom ons kyk daar op die skerm. Die Here Jesus antwoord hom en hy sê, gaan weg, Satan. En hy, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. God, go away, Satan. The scripture says, worship the Lord your God and
Hier's 'n nuwe jaar wat voor lê. Ek weet nie hoe lank ek gaan leef nie. Ek weet nie of dit my laaste preek is nie. Ek weet nie of ek ook Saterdagoggend gaan sterf nie. Jy weet ook. Daarom wil ek vandag vir u sê, kom, jy as individu, moenie net hoe lank jy dink of wat ons dink nie, maar jy as individu, hoor wat Jesus Christus vir hierdie man sê. Hy sê, jy kan nie net van brood leef, jy moet ook leef van die woord van die Here. Maar hy sê hier, daar staan geskryf, die Here jou God moet jy dien, en moet jy aanbid. Kinders, o, die Here, julle moet so sterk aan die Here Jesus se sy kom staan, en ons so vashou, ook daarom graad 8, dat die Satan jou nie uit die posisie kan wegruk nie. Want die Satan is die vader van die leuen, sy naam is Lucifer, en hy is vir my 'n werklikheid. Ek hoop vir jou ook. Hy was vir Jesus Christus 'n werklikheid. En hy loop rond soos 'n brullende leeu, 2 Petrus 5:8. Hy is soos 'n brullende leeu. Hy gaan jou hierdie jaar van versoeking probeer lei. Hy gaan vir jou lieg. Hy gaan vir jou sê, volg my planne. Ek het beter oplossings. Ek kan vir jou vinniger ryker maak. Ek kan jou gelukkig maak. Ek kan vir jou vreugde gee. Hy het die manier om 'n mens te bring dat jy so selfsugtig is binne jou eie denke dat jy jouself later sekere dinge gun wat jy nooit in jou lewe moes begin het. Ek sê die grootste gevaar in die lewe is dat ek as mens kan dink, kyk, dis nou my lewe, ek was nog nooit gelukkig nie, nou kan ek ook gelukkig wees en dan kry ek dit skelm. Of die wêreld skuld my, want ek word nie reg betaal nie, en dan steel ek, omdat ek dit kompenseer daarvoor. 'n Mens is 'n simpel sondige ding, maar die verskil tussen Jesus se versoeking aan myne en joune is tweedelig. Nommer 1, die Here Jesus se kom van buite. Die Satan sê vir hom, doen hierdie dinge. Joune en myne kom sommer van binnekant af op. Hier van binne in jou eie vlees, sê dit vir jou. Kyk nie na, wat hiervan? Hoekom nie dit nie? Hoekom nie dat nie? Hoekom kan ek nie die kat nie? En so meer. Ons is almal mense, kosbare mense vir die Here Jesus. En 2015 is nie 'n jaar van verwoesting in jou lewe nie. Dis 'n jaar van oorwinning. Dis 'n jaar van groei. Dis 'n jaar van vrug dra. Dis dalk jou laaste jaar, ek weet nie. Maar daarom sê die Here Jesus, moenie voor die Satan buig. Moenie. En hy stel self die voor. En hy weerstaan die versoeking. En ek en jy, ek ook hierdie gedeelte. Kyk bietjie wat staan daar. Die Here, jou God, moet jy aanbid en hom alleen dien. As mense ons wil praat, wat sê hy? Daai mens ken die Here. As mense ons sien optree, wat sê hy? Daai ou sê se Christen, maar kyk wat doen hy? As mense met ons te doen het, sonder dat ek en jy dit sê, sal hulle dan sê, ons dien die Here. En as die mense na ons as 'n gemeenskapskerk kyk, en na hierdie gemeente van Christus kyk, sal hulle dan sê, daar is God. Daar word hy gevolg. Daar word hy gedien. Ek sê ja, prys die Here daarvoor. Maar die opdrag bly staan, die uitdagings bly staan. En nie het ek die geleentheid om van 2015 'n jaar te hê, 'n jaar te maak van versoekings of oorwinnings. Ek is wel eens 'n vraag vir jou vandag. Van julle is bereid om antwoord te steek, om jy vandag vir die Here Jesus sê, Here, ek is klaar van brood geëet en van brood geleef. Ek verbind daartoe om van die woord te leef. Wie van julle is vanoggend bereid om vir die Here te sê, Here, ek gaan jou nie verder in versoeking bring nie. Ek gaan nie die risiko's loop en jy moet dit ook opruim nie. Ek gaan U ken van die begin af in elke ding wat ek doen.
sodat U my kan seën voor die tyd en deur dit en na dit. Wie van julle is bereid om vandag hand op te steek en te sê, Here, ek gee my lewe vir U. Ek verbind my, sommer Afrikaans, commit my. Ek commit my om Here U te dien en U te aanbid in 2015. Here, ek breek met die mag van die duiwel en die sonde op my lewe. Ek volg in nederigheid. Wat sê die Gees van die Here vir jou? Wil jy met ja sê vandag? Steek op jou hand. En ek doen dit net uit genade. Ja, ons sê die Here dankie. Ons net sê, Here, net U kan ons harte verander. Net U kan ons lief maak. Net U, Here, kan ons lei in die volle waarheid van die woord. Daarom, Here, vir ons die nood, vir elke kind van U wat vandag hier is. Oud of jong. Ons wil die prys, Here, vir elke kind van U, wat ook vandag U woord hoor, wat die Heilige Gees se werking beleef, wat die krag van U woord beleef, en wat ook saam met Jesus Christus die Satan verwerk, en wat hom wegstuur, en wat hom ook oorwin. Here Jesus, ons weet, as U nie in die woestyn die Satan weggejaag het en hom oorwin het nie, so ons dank eers van die gewete. Maar U is ons koning, U is ons verlosser, U is die oorwinnaar, U sit aan die regterhand van God die Vader. U en die Vader is een, en U en die Vader woon in ons, en ons in U. En daarom, Here, wil ons as gemeente vir U sê, dankie ook vir vanoggend, dankie vir U lewende woord, dankie vir U bemoeienis met ons, en ons weet, Here, die vrug ook hierop, dit sal sigbaar op hierdie land, op hierdie akker groei. Ek vra nou, Here, seën dankie hier, met krag en met oortuiging. Amen. Ons kind die Here met ons opgaas. En ek wil jy herinner, ek wil daarin herinner dat die woord van die Here vir ons vraag, dat ons hom regtig moet weet. Ek ken die woord, ek is so bang om te sê. Die Here wil hê dat ek en jou moet lief hê met ons hele hart en met ons hele verstand en met al ons krag. Dis so wat hy. Nie halfhartig, nie amper nie, nie soms nie. Maar ek wil ook hê dat ons mekaar lief hê. Ek was so dankbaar bly toe Petrus en Poppie wat in hele tyd 1:2:5 getrek het. Vir my vertel hoe dat Jesus Christus hulle van huis tot huis in hele tyd verwelkom het. Die mense in hulle straat op tot by hulle huis, Pottiele, Frans Boskade, Riemoka, Robert Engelsman, hoe dat hulle toegevou is en ontvang is met die liefde van die Here. En ek het vir Petrus en Poppie gesê, jy sal Here Jesus in geen ander gedaante sien as juis deur sy kinders. En as ek ons sê dat ons mekaar moet lief hê, omdat ons hom so lief het, dan sien ek Jesus in jou. En beleef ons en ons kinders Jesus in mekaar. Hoe mense goederdeels en Bloemfontein en Suid-Afrika en die wêreld is besig om vir Jesus Christus en sy Vader gewend te word. En vra jy, moenie huiwer om te getuig. Moenie huiwer, moenie bang wees. Ek wil sê, go for Jesus. Ons sin, terwyl ons in die baie mooie sang hoor, my lewe bly in die gewy, en as ons nou dat jy om offergawe stop, dan ons sing in die lied.
Mens kan nie anders Here as om die naam aan te roep nie. In 'n wêreld met 'n klomp probleme. Is dit so wonderlik om vandag 'n kind van God genoem te kan word. So wonderlik om Christen te wees. Al maak ons foute en dan stel ons dit neer. Bring ons die naam en op eer. Here, ons gaan hierdie jaar met 'n glimlag en 'n vreugde in ons hart. Ons gaan met oortuiging vir die wêreld sê, ek behoort aan God en Jesus is my verlosser. Ons bid Here dat 2015 vir ons 'n jaar van oorwinning sal wees en nie 'n jaar van versoekings. Amen. Kom ons hier. Sê man, wie wat jy maar nou begin drink, want as jy gedrink was en jy niks meer gekom het.
te sê, baie dankie vir julle voorbereiding. Dit is 'n middeloor senuwee-ontsteking, maar dit gaan vir 2-3 dae baie beter. Ek het ook, en ek sê dit nou vir julle, ek het op 'n stadium gedink, ek gaan nooit meer my stem terugkry nie. En gister toe ek 'n huwelik bevestig het, en vanoggend besef ek net, en julle wat dit weet, is ons saglike voorreg om die woord van die Here te kan verkondig. Dankie vir daai voorreg. Maar bid dat die Here my stem steeds sal genees. En ook my kop. Ek het al gesien op die MR, as julle wonder het, ek het op die MR gesien, ek het 'n brein. Maar die Here is ook baie dankie. Kom ek vra vir julle ons opstaan, en dan sing ons, ek gaan die seën uitspreek, ons staan op, ons spreek die seën uit, dan sing ons die Ons Vader. Ons sê so. Ek wens so, ek kon op hierdie oomblik elkeen van julle se naam hardop sê. Maar is 'n bietjie onmoontlik. Maar ek weet as die Here Jesus hier voor staan en daar langs jou sit en binne in jou leef, dan ken hy nie net jou naam nie. Hy ken jou hele wese. Hy ken jou draadwerk. Hy weet hoe jy aan mekaar gesit is. Of jy 'n man is, of jy 'n vrou is, maak nie saak. Hy weet hoe die week voorlê, hoe die week gaan lyk. Hy weet dalk van boetie of sussie wat vir die eerste keer moet skool toe gaan, die wat moet oorskool toe gaan, die wat universiteit toe gaan, of waar ook al. Die Here ken jou emosies, hy weet van alles. En daarom wil ek sy profetiese seën oor jou uitspreek, sodat jy dit self in jou kan neem. Profetiese seën wat sê, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal na jou kyk en by jou teenwoordig wees, en hy sal vir jou vrede gee. Die Here sal na jou gebede een vir een luister, en dit volgens sy wil verhoor. Die Here, die Vader, Seun en Heilige Gees, sal by jou wees, en hy sal by jou bly. Ken hom dan.